Die geloof waardeur ek lewe, saamgestel uit die geskrifte van Ellen White. Die wedloop na die ewige lewe. Daarom dan, terwyl ons so 'n groot wolk van getuies rondom ons het, laat ons ook elke las aflê in die sonde wat ons so maklik omring, en met volharding die wedloop loop wat voor ons lê. Hebreërs hoofstuk 12 vers 1. In die brief aan die Hebreërs word die eenhartige doel uitgewys wat die Christen se wedloop na die ewige lewe moet kenmerk. Afguns, kwaadwilligheid, slegte denke, kwaadpratery, hebsug. Dit is laste wat die Christen moet aflê as hy die wedloop na onsterflikheid suksesvol wil hardloop. Elke gewoonte of praktyk wat tot sonde lei en oneer oor Christus bring, moet weggedoen word, wat ook al die opoffering is. Die seun van die hemel kan geen mens vergesel om die ewige beginsels van reg te skend nie. Een sonde wat gekoester word, is voldoende om karaktersverswakking te veroorsaak en ander te mislei. En as jou hand jou laat struikel, het die Verlosser gesê, kap dit af. Dit is beter vir jou om vermink die lewe in te gaan, as om 2 hande te hê en in die hel te gaan in die onuitblusselike vuur. En as jou voet jou laat struikel, kap dit af. Dit is beter vir jou om krepeel die lewe in te gaan, as om 2 voete te hê en in die hel gewerp te word. Markus hoofstuk 9 verse 43 tot 45. As die voet of die hand afgekap of selfs die oog uitgeruk moet word om die liggaam van die dood te red, hoeveel te meer moet die Christen gewillig wees om die sonde, wat die dood van die siel bring, af te lê. Die deelnemers aan die antieke spele, nadat hulle aan selfverloning en streng dissipline onderwerp het, was selfs toe nog nie seker van die oorwinning nie. Dit is nie die geval in die Christelike oorlogvoering nie. Niemand wat aan die voorwaardes voldoen, sal aan die einde van die wedloop teleurgesteld wees nie. Niemand wat ernstig en volhardend is, sal in sukses val nie. Die wedloop is nie vir die vinniges nie, en ook nie die stryd vir die sterkes nie. Die swakste heilige, sowel as die sterkste, mag die kroon van die onsterflike heerlikheid dra. Almal mag wen, wat, deur die krag van goddelike genade, hul lewens in ooreenstemming bring met die wil van Christus.